Goeienaand almal en baie welkom by hierdie Sondag aand uitsending. Ek wil begin met die vraag: hoe sien en ervaar mense jou? Soms waag ons dit om te sê wat ander mense van my dink is nie belangrik nie. Alwaaroor ek bekommerd moet wees is, wat dink die Here God van my? Nou, so 'n stelling klink dalk baie volwasse en ook geestelik, maar dit is eintlik dwaas om so 'n stelling te maak. Want wat ander mense van jou dink is eintlik baie belangrik. En indien jy effektief jou doelwitte en drome in die lewe wil bereik, dan moet dit vir jou ook belangrik word wat ander mense van jou dink. Wat belangrik is om te weet is dat wat ander van jou dink, bepaal of hulle na jou sal luister, en ook of hulle jou sal toelaat, met vrymoedigheid sal toelaat om hulle doelgerig te lei. Of jy nou daarvan hou of nie, die meeste mense maak hulle keuses op grond van inligting wat deur op 5 sintuie ontvang word. Dit wat hulle sien, dit wat hulle hoor, dit wat hulle ruik, proe of voel, en dit beïnvloed alles. Wat mense met hulle sintuie waarneem, bepaal al die volgende: wat hulle aanvaar of verwerp, wat hulle eet of weier om te eet, waarna hulle luister of nie luister nie, dit waarna hulle kyk of sal wegkyk daarvan, wat hulle koop of waarvan hulle weg sal stap, of wat hulle geniet of nie. En almal van ons word beïnvloed deur wat ons sien, wat ons hoor, wat ons proe, ruik en voel. En as dit nie goed lyk nie, as dit nie goed klink nie, as dit nie lekker ruik nie, as dit nie smaak of goed voel nie, gaan dit nie baie goed verkoop nie. En daarom is dit so uiters noodsaaklik dat ons verstaan wat mense van ons dink, wanneer hulle ons sien en wanneer hulle ons optrede ervaar. Dit is 'n absolute feit dat mense beïnvloed word deur hoe jy aantrek, hoe jy praat, hoe jy ander behandel, hoe jy jou werk doen en ja, selfs deur jou persoonlike voorkoms. En hierdie kwessie van wat mense van jou dink is so belangrik in die oë van die Here, dat hy ons aanmoedig om so op te tree, dat mense daardeur bemoedig en opgebou word. 1 Timoteus 3 vers 7. Maar jy moet ook 'n goeie getuienis hê van die buitestanders. Nou hierdie woorde goeie getuienis kom van die Griekse woord kalos, wat beteken goed, opreg, edel, aangenaam, aanvaarbaar en ook respekvol. En omdat hierdie woord kalas, goed, opreg, edel, aangenaam, aanvaarbaar en respekvol beteken, dra dit die idee oor van 'n persoon wat 'n goeie reputasie in die oë van ander het en ook deur ander gerespekteer word. Want as jy ander mense respekteer, sal hulle jou ook respekteer. En jy weet, die woord van die Here verplig ons as sy kinders om hierdie soort getuienis in die oë van mense te hê. En wat die Here eintlik vir ons sê is, wat ander van jou dink, is baie belangrik. En dit hy alles daarop dat jou lewe eintlik 'n preekstoel is. Jy preek voortdurend vir mense en jy moet besef dat hulle aktief die boodskap wat jy uitleef positief of negatief ervaar. Onthou altyd, almal volg eerder iemand wat hulle respekteer en van wie hulle 'n hoë opinie het. Met ander woorde, jou reputasie en jou persoonlike gedrag en optrede is kragtig, ongeag hoe begaafd jy ook al mag wees, of selfs hoe ryk of hoe talentvol jy ook al mag wees. Maar daarom kom ons by hierdie baie belangrike gedeelte in hierdie aandoordenking. Vra jouself die volgende vraag: getuig jou lewe daarvan dat jy 'n positiewe, 'n optimistiese, 'n geloofsvervulde, hardwerkende, betroubare en blymoedige persoon is wat deur ander as opbouend ervaar word? En dan verkies mense om nie saam met jou te werk nie, omdat jy 'n negatiewe, 'n lui en onvriendelike beeld en houding uitleef? En dan 'n ander vraag: wat is dit wat mense aantrek of afstoot van jou?
En dan sien mense jou as 'n persoon op wie hulle kan staatmaak, of beskou hulle jou as 'n onbetroubare, onvriendelike en ook 'n persoon wat sonder enige toewyding optree? Vra mense na jou of vir jou vir hulp wanneer dit nodig is, of omseil hulle jou omdat hulle ervaring van jou optrede en beeld negatief is? Nou hierdie is maar slegs 'n paar uiters noodsaaklike vrae wat ons moet beantwoord, bloot omdat die Here se opdrag aan ons is, maar jy moet ook 'n goeie getuienis hê van al die buitestanders. Ag, ek wil jou aanmoedig, vra die Here vandag om jou te help om 'n kragtige, gebalanseerde, betroubare, goeie, 'n edel, aangename en respekvolle lewe te lei, sodat mense na jou sal kyk as 'n toring van krag waarop hulle kan staatmaak. Hoe sien en ervaar mense jou? Here, dankie dat U ons sal help om hierdie baie belangrike opdrag van U van hierdie oomblik af sal uitleef, sal openbaar en daardeur ook 'n lig sal laat skyn in die duisternis van hierdie wêreld. Dankie daarvoor, Here. Amen.